Ek groet julle in die naam van Jesus en wat 'n wonderlike voorreg om hierdie boek te deel, hierdie boek Hooglied, waar daar soveel liefde geopenbaar word vanaf Jesus Christus, wat so lief is vir ons, en wat wil hê ons moet met hom 'n verhouding hê. En so ons gaan vanmôre aan met hoofstuk 1 vers 9. Met die perde voor 'n wa van Farao vergelyk ek u my vriendin. Nou hierdie beminde in haar natuurlike lewe vinnig en vurig in alles wat sy gedoen het. Sy het sukses behaal want sy kom met hierdie vuurwa van Farao daaraan. Dit het gelyk soos hierdie vuurwa van Farao en sy was suksesvol in haar vleeslike lewe. Nou hardloop sy met dieselfde beweeglikheid desperaat na hom toe, omdat sy weet daar's iets in hierdie beminde wat sy wil weet, en hierdie koning. En daar's iets in haar lewe wat kort kom. Sy het nie vervulling in al hierdie suksesse van haar lewe nie, het sy nie vervulling nie, maar sy wil kom sien, en sy was nuuskierig. Dit is hoe sy na hom toe gekom het. Sy was nuuskierig om te sien, wie is die koning? Nou, dis net 'n blik van, of 'n prentjie wat geskets word van hoe sy daar aangekom het, wat het al hierdie gebeure nou plaasgevind. Maar nou vir die eerste keer, na 'n klomp goed wat gebeur het, sê hy vir haar my vriendin. Vir die eerste keer noem hy haar my vriendin. Die verhouding het alreeds begin. Daar's alreeds 'n gevoel in haar binneste dat sy besig is om rus te vind in haar soeke en 'n verdieping te begin kry teenoor hierdie koning, wat nou in ons geval Jesus is, né? Soos ons hom leer ken, begin ons om al meer soek. Sy voel veilig by hom en haar liefde begin groei. Sy weet dat sy nou in die regte rigting beweeg. Sy beleef flitse van heerlikheid terwyl sy in sy beminde se teenwoordigheid is. Maar sy weet sy is nog nie in hart en siel oorgegee nie. Vers 10 sê, lieflik is u wange tussen die kettingkies, u hals in die snoere. Nou, hierdie versiersels om haar nek, is 'n simbool van onderdanigheid. Dit versag die nek. Sy is nie hardnekkig nie. Sy het beskaafdheid aangeleer onder die leermeesters van Farao. Sy ken gesag en sy onderwerp haar aan gesag. Die hals en snoere spreek van aangeleerde sagtheid deur sorgvuldige beoefening en kweeking wat in 'n beskaafde karakter gevind word. So sy is moreel opgevoed en beskaaf. 'n nek sonder versieringe spreek van hardheid en 'n rebelse karakter, styfheid, eiesinnigheid, halsstarrigheid. Die goeie Engelse woord wat ons kan gebruik is stiff-necked. Maar sy is nie stiff-necked nie. Sy het goeie morele standaarde, goed opgevoed, maar wêreldse etiket of beskaafdheid kan jy laat goed voel, sodat jy nie besef dat jy Jesus nodig het nie. In hierdie goeie eienskappe van die vlees, onthou dis vleeslike goeie eienskappe, skuil daar baie gevare. Hoofstuk 1 vers 11 sê vir haar, ons sal spreek van die Vader, Seun en die Heilige Gees, want hulle werk saam, hulle is een, hulle het een doel met elke mens, soos ons heel in die begin gesê, dit is om Christus Jesus se lewe in elke kind van God te vorm. Dit is hulle primêre doel. Maar ons sal spreek van dat hulle gaan in haar lewe werk en hulle gaan in haar hulle lewe vestig. In jou gees is jy volmaak, maar jou siel moet getransformeer word om in lyn te kom met jou gees. Dit moet ons nie uit ons oog uit verloor as ons na hierdie boek kyk nie. Al hierdie werkinge wat hier gebeur, is om jou siel geheilig te kry. En jou gees is heilig, maar jou siel moet gelykvormig word en onderworpe word aan jou gees, sodat die lewe van Christus vrylik deur jou kan vloei. Dis die primêre doel waarvoor ons geroep is. Nou hierdie goue kettinge
wat en silwerknoppe spreek van die lewe van Christus. Die goue kettinge is die lewe van Christus, die silwerknoppe is verlossing. Maar hy gaan in vers 10 hierdie kettingkies en die hals en snoere gaan hy afhaal. Hy gaan dit wegvat en hy gaan nou beklee met sy silwerkettings en met sy verlossing. Want as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. So ons gaan kyk later in die boek sal ons sien hoe hy haar prys toe hy nou hierdie goue kettingkies en hierdie silwerknoppe om haar nek sien en hy sien dat sy beklee is met sy lewe en ons gaan sien dat hy haar komplimenteer daaroor en sê hoe mooi lyk hierdie goue kettingkies en hierdie halssnoer wat jy dra. Maar dit is nie die vleeslike halssnoer wat sy dra nie, dit is die lewe van Christus wat sy aan onderdanig is en verlossing deelagtig geword het. Hierdie proses wat plaasvind in ons siel is nie 'n proses van dat jy al meer en meer van Christus in jou lewe verkry nie. En ons moet dit mooi verstaan, dit werk andersom. Jy het hom in sy volheid ontvang en tydens wedergeboorte in jou gees het jy vir Jesus ontvang. Maar die werking van die Heilige Gees werk die dood van die ou lewe wat nog met tentakels hier in jou siel is wat so vasklou en daai denke wat nog vernuwe moet word en daai gedragspatrone wat verander moet word. Met ander woorde, die Heilige Gees haal al meer en meer van die ou lewe uit jou uit deur omstandighede. Hy plaas jou in omstandighede sodat hierdie ou lewe al meer en meer uit jou lewe uitgehaal word deur dit wat jy weer ervaar, sodat die nuwe lewe wat volmaak in jou is, al meer en meer in en deur jou sigbaar word. So hierdie is 'n omruiling van lewe wat gedurig deur plaasvind, 'n lê af en 'n neem op, 'n lê af en 'n neem op, maar hy lewe van Christus, hoe jy hom opneem is, jy leef en jy laat toe dat Christus al meer en meer deur jou sigbaar word, jy gee al meer oor en oor, jy maak al die leers van jou siel oop, al die argiefleers wat jy nie wil hê ander moet van weet nie, jy maak alles oop en jy gee dit oor aan Jesus en jy sê Jesus asseblief, kom reinig my, kom verlos my hierdie ding wat my nog pla, hierdie ding wat ek oorsukkel, hierdie ding wat met my gebeur het, hierdie goed in die verlede wat my so terughou, kom en genees my, maak my skoon, maak my heel, maak my dat u lewe sigbaar word deur my lewe, dan begin sy lewe jou te oorspoel. Dit oorskadu, dit oordek, dit dek toe al daai dinge. Sy bloed was jou, reinig jou, maak jou skoon en jy kry nuwe gedragspatrone in sy lewe wat hy jou gee. Jy raak meer vriendelik, jy raak meer liefdevol. Alles wat die vrug van die Gees het, begin hy in jou te vorm. Hierdie beginsel is nog nie 'n realiteit in hierdie maagd se denke nie. Sy het uit 'n agtergrond gekom van werke. Ek moet werk om te verkry. Dit is hoekom sy vergelyk word met Farao se strydwa. Sy kom daar aangejaag en sy wil vinnig sê kom laat ons gou maak en sy wil net verkry en sy's gewoond daaraan. Maar die wêreld leer jou om te werk om iets te verkry. Om werk om hard bo uit te kom. Maar in die geestelike lewe werk dit nie so nie. Hoe meer jy na hom kyk, hoe meer jy in sy oë kyk, hoe meer jy hom aanskou, word jy verander van heerlikheid tot heerlikheid. Dit is sy werk in jou lewe. Jy word verander van heerlikheid tot heerlikheid en hy maak jou gelykvormig aan sy beeld, hoe meer jy vir hom kyk. Psalm 127 vers 2 sê, te vergeefs dat jy vroeg opstaan, laat opbly, brood van smarte eet. Net so goed gee hy dit aan sy beminde in die slaap. Sy weet nog nie wat genade is nie. Nou as ons kyk na hoofstuk 1 vers 12, solank as die koning aan sy tafel was, het my Nardes sy geur gegee. Hy is altyd daar, maar ons draai nie altyd na hom toe nie.
Hy wag altyd vir ons. Hy wag dat ons moet kom. Hy wag dat ons met hom moet praat. Hy is ook altyd in jou. Jy deel sy lewe en julle is onafskeidbaar een. Al voel jy nie altyd sy teenwoordigheid nie. Maar solank as die koning aan sy tafel sit, beleef sy intimiteit en beleef sy teenwoordigheid en haar hart is vir hom oopgesluit. Dit verwys ook na die presiese tydstip wanneer daar 'n deelgenootskap met hom plaasvind, wanneer daar intimiteit met hom plaasvind. Aan sy tafel beleef sy kus my, sy beleef intimiteit en 'n eenheid in haar gees, sy beleef ook voedsel en word versadig. Dit is wat sy voorgevra het, waar laat u wy? Waar is die voedsel wat ek kan eet? Sy drink ook van die water van die lewe, dat sy nooit weer dors kry nie, en sy begin hierdie goed te beleef, sy begin dit te ervaar, sy kom agter maar er begin iets in haar binneste te gebeur. Dit was haar verlange, maar sy beleef dit nie voortdurend nie, maar net as sy aan die tafel van haar beminde sit. Soms is daar 'n nagperiode in jou lewe en jy beleef hom nie en jy voel hom nie en jy ervaar hom nie, en nie dat ons met gevoel moet leef nie. Ons sal nou nog sien in die boek hoe hy hierdie gevoelslewe van haar wegvat en haar leer om in die geloof te leef. En nie net in gevoel nie. Ons kan nie heeltyd in hierdie emosionele gevoel leef nie. Nou die volgende gedeelte sê, het my nardus sy geur gegee. Nardusalf spreek van sy dood. Die fles nardusalf van Maria het gespreek van die kruisdood. Die geur wat die maagd gegee het, was die dankbaarheid teenoor hom vir dit wat die kruisdood vir haar beteken het. Deur sy dood het sy 'n nuwe lewe ontvang en is sy verlos. Aan sy tafel waar sy hierdie voedsel kry, is daar 'n gewaarwording wat veroorsaak dat daar 'n opwelling in haar binneste opkom, van 'n lieflike geur tot aanbidding teenoor hom, vir dit wat hy alles vir haar gedoen het. Die lewe wat sy van hom ontvang het, en die genade wat sy besig is om te verstaan. Dit is wat sy agtergekom het, as sy saam met hom aan die tafel sit. 'n nardus is 'n tipe plant of iets wat hierdie lieflike geur afgee, en dit was ook gebruik vir genesing van siektes en kwale. Nou wanneer sy voor hom sit, en wanneer sy met hom praat, en wanneer sy in hierdie intimiteit met hom is, en wanneer hy haar kus, dan val die dinge van haar, van die seer en die pyn in haar binneste, word sommer verlig, en dit val sommer so van haar af, want hierdie koning, hierdie Jesus wat ons aanbid, in hom is alles. Dit is vir my so wonderlik. In hom is alles. Alles wat jy soek in die lewe, is in hom. Alles wat jy na smag, in jou siel, alle vrede, blydskap, vervulling, sekuriteit, nuwe identiteit, alles is in hom te vind. Nie om van hom te leer nie, maar in hom met 'n verhouding. Hierdie ander goed beteken niks. Om suksesvol te wees in die wêreld, of om suksesvol te wees in wat jy doen, bring vir jou nie geluk, vrede nie, en blydskap en 'n vervulling nie. Daar's net een persoon wat pas in hierdie leë hart van jou. Dit is Jesus Christus. Hy pas perfek in daai leemte wat jy hier in jou binneste ervaar. Niks anders nie. Niks mooi goed nie. Ons mans hou mos van mooi karre. Die eerste klap wat hy kar het, dan wil hy weer 'n nuwe een hê. Nee. Jesus het voortdurende soos die wyn, voortdurende wyn bring tydelike blydskap en vervulling en allerlei goed en vrymoedigheid en allerlei goed. Nee, en as die wyn uitgewerk is, dan is jy weer jou ou self. Maar as jy na Jesus toe hardloop en by hom eet en aan sy tafel sit en hy nooi ons in Openbaring 3:20 sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop, en as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Hierdie teks is nie ons gebruik hierdie teks vir die sondaar. Dis nie 'n teks vir die sondaar nie. Ons kan hom vir 'n rukkie gebruik vir die sondaar, maar hierdie teks is 'n teks vir die kerk van vandag, wat so afvallig geword het van Jesus Christus af. Jesus nooi vir jou om by hom te kom sit. Hy sê, klop,
Ek sou vir jou oopmaak. En maar ons hoor nie sy stem altyd nie. Hy sê, ek staan by die deur en ek klop, as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan. As iemand my stem hoor, mag Jesus deur hierdie boek, hierdie Hoogliedboek, sy stem duidelik maak, waar hy vir jou sê, kom sit by my. Vader, mag U vir ons U begeerte wys. Mag U vir ons wys hoe lief U vir ons is en mag U vir ons wys hoe graag Jesus Christus 'n verhouding met ons wil hê. Mag ons dit sien. Mag ons dit ervaar en beleef. Mag ons nie ophou om te sê, kom soen my nie, kom kus my. Mag ons nie ophou om te sê, kom laat ons gou maak. Ons wil aan U tafel sit. Mag ons tyd spandeer om aan die tafel te sit, want al die sorge, al die probleme van die lewe verdwyn as ons aan U tafel sit. As ons by U eet, by U maaltyd wat U vir ons gee. En ons bid in Jesus naam, dat U met elke een wat hierdie boodskap hoor, sal werk, trek, kus, U liefde wys, sodat ons kan weet, Here, ons is gevestig in U. In Jesus naam. Amen.